Okay, ons is hier vandag by die RMIS se loodsing van hulle traceability besigheid. Hoe werk hierdie storie en wil hulle nou net al jou data steel en al die goed, jy weet mos hoe werk dit, nê? Ek praat met Philip, hy gaan my meer vertel, hoe werk hierdie storie, hoekom, waarom, en is dit nou actually iets wat uiteindelik, hopelik, die rooi vleisbedryf gaan regkry? Kom ons luister. Philip, hoe lyk dit? Perfect, Chippy, goed jy? Nee, doodstil rustig. Mooi. Jy maar hier onder die dakkie kom al nie. Dit drizzle so bietjie. Dit reën lekker. Sê gou vir my, okay, right. Eerste ding voordat ons nou enigstens verder gaan, nê. RMIS, wie is julle en kon ek dit nou sê, weet julle nou daai kredietwaardigheid gegee om hierdie stelsel aan mekaar te slaan? 100%. Chippy, ja, so ek dink 2 jaar terug het alles begin. So die hele, ek kom maar sê, primêre gedeelte van die rooi vleiswareketting bymekaar gekom. Wat nou regtig NERPO, wat na die opkomende boere kyk, die RPO, voerkraalvereniging, abattoirvereniging. So van plaasvlak tot by die abattoirs. Het bymekaar gekom so 2 jaar terug en gesê oor ons korte 'n dienstemaatskappy wat tweeledig is. Die een gedeelte is natuurlik moet dit dienste verskaf vir hele rooi vleiswareketting. En so dis die hoofding. En die ander ding is natuurlik moet alle statutêre geld in een rekening opeindig. Vir die doodeenvoudige rede, sodra as die geld bymekaar het, kan ons groter projekte loods soos naspeurbaarheid uit die aard van die saak. Waar in die verlede was geld dalk in kleiner rekenings gewees, wat dit moeilik maak. Jy weet wat transformasie moeilik maak, wat naspeurbaarheid moeilik maak, wat ook al se projekte moeilik maak. So dis RMIS, al die statutêre geld kom direk na ons toe en ons moet die dienste verrig vir die wareketting. So op die einde van die dag gaan kyk julle dan nou probeer uit 'n objektiewe oogpunt uit gaan kyk, okay, right, wat is die beste vir die bedryf op hierdie stadium en nie noodwendig die beste vir een enkele been nie. 100% en ek dink dis die lekker daarvan. Natuurlik sal 'n klomp wat moet gebeur. Die lys is lank. Iets soos naspeurbaarheid kort ons al, jy weet dit goed, kort ons al vir die afgelope 20, 30 jaar en dan kan ons sê hoe ons kan die meeste van die geld binne in daai kitty gooi sodat ons dit kan die ding kan maak werk. Nie net uit 'n finansiële oogpunt ookie, maar hoe sit jy iets neer wat regtig van opkomende boer tot by die abattoir sin maak en wat jy ons kan gebruik. En ek dink dis die lekker daarvan dat mens kan prioriseer soos jy nou sê en hierdie uitsorteer en dan na volgende projekte loop, jy weet, wat ook al in die toekoms nog gebou moet word. Okay, so nou het julle 'n stelsel gaan bou en al wat julle nou gaan doen is julle gaan nou al my data steel en dan gaan julle op die einde van die dag daai goeders teen my gebruik. Dis mos nou hierdie slotsom werk, nê. Dis die braaivleisvuur, ja. Verduidelik my die traceability stelsel wat julle gedoen het. Nommer 1, wat is die hoofdoel en hoe werk hierdie besigheid? 100%. So ek bedoel die tipe vraag wat jy nou vra, ek bedoel dis presies wat ons in gedagte gehou het terwyl ons hom gebou het. So tweeledig. Ek bedoel een gedeelte is uit 'n risiko oogpunt natuurlik vir die beheer van siektes. Back and claw baie goeie voorbeeld. Die ander gedeelte en dis soort van die vervelige gedeelte, maar dit moet gebeur. Ons moet die stelsels in plek kry. Nie die oplossing vir vir back and claw nie, maar dit gaan die bestuur van back and claw totaal al verander of ons op 'n volgende vlak sit. Die lekker hiervan is eintlik die waarde komponent wat daarin is. Hoe gaan ons boer en koper of koper en verkoper nader aan mekaar kry om te sê watse tipe inligting kan ons mekaar uitruil wat waarde het op die einde van die dag wat natuurlik ook geloofwaardig is. En ek dink dis eintlik waar ons wil uitkom. Is hoe kommunikeer ons beter van boer na veilinghuis na voerkraal na abattoir en natuurlik is die main objective vir later aan is natuurlik die uitvoermark. Maar ek bedoel daar's 'n klomp goedjies wat ons in plek moet kom om by die uitvoermark te kom. So waarom naspeurbaarheid? Cover jouself. Jy weet laat ons die siektebestuur kan uitsorteer en natuurlik moet ons hierdie ook gebruik dan nou om waarde toe te voeg op die einde van die dag. Die vraag van gaan ons die data gebruik vir ander redes ensovoorts. Natuurlik is dit vra. Ek boer self so ek weet waar die vraag vandaan kom. Dis hoekom ons 'n decentralized approach gevat het. Ons moet die Engels gebruik vir dit. Ja. Jou data bly jou data. Dis hoekom ons verskillende stelsels integreer. So daar is klaar record keeping systems. Daar is stelsels waar jy jou gewone produksiedata opsit. Op plaasvlak het jy Bengio Farm, jy het Logix, jy het al hierdie plaasvlak ouens en dan het jy vir Flexi Auction wat reeds by die veilinghuise is, jy het Gigalot, Karan, Sparta wat reeds by voerkraal is, Meat Matrix byvoorbeeld wat reeds by abattoirs is. Dis klaar digitale oplossing. So jy het goeders wat in elke been van die waardeketting en dan basically as jy nou sê okay, right, ek vat hom van hierdie stelsel af, dan half hy bounce na julle toe en dan gaan hy na die volgende gedeelte toe wat byvoorbeeld die voerkraal is 100%. En van daar af bounce hy weer die kant toe en dan gaan hy weer terug wat eintlik maar jou abattoirs en daai goed is. So jy weet dan op die einde van die dag hoor hierso hierdie nommer B's kom van daai punt af. Maar hoe werk daai goed? Want nou
is dit nou 'n location pin, het jy nou, Ja. moet ek nou elke keer ingaan en gaan sê, okay, right, nee, maar hier is die bees, nou stuur ek vir julle saam, hoe werk die ding self? So, dit was 'n lekker, dis die afgelope 3 maande se werk gewees, is hierdie stelsels wat reeds daar is en dat ons juist opsies vir ouens op buite het, is nou geïntegreer met die RMI Traceability platform. So die tipe data wat moet vloei is klaar gestandaardiseer en dis die lekker daarvan. As jy een van die stelsels wat geakkrediteer is en dan geïntegreer is gebruik, gaan jy outomaties weet wat se info om te stuur. Dit maak dit juist makliker. Dat jy as boer dit nie self hoef te doen nie, maar die stelsel dit eintlik jy die stelsel kan gebruik om dit namens jou te doen as jy so kan stel. Ja. En dan kom die inligting in 'n standaard manier aan. En die inligting wat van praat is 4 baie eenvoudige datapunte, is jou GLN wat jou plaas se nommer is. Wel, GLN, wat GLN. sit, wat da? GLN so is 'n global location number. So it's G soos in Global. Global Location Number, 100%. nee? So die platform is klaar daar, jy gaan op, jy merk 'n geofence van jou plaas en ons ry 'n unieke nommer. Prik, nee, jy sien platform. So gaan ek RMIS, nee. Moet ek, okay, so moet ek nou daai ding, dis 'n spesiale link of Ja. So op jou RMIS op die webwerf die aard van die saak onder traceability is die link daarso. Jy klik op hom, maak vir jou profiel oop met minimum inligting en jy kry 'n nommer. So ons het reeds geïntegreer met GS1, Global Okay. Standards 1 en dis waar jy 'n nommer kry. Okay, right. So julle het by 'n internasionale ding gaan insluit, die 100%. GS1 storie, Yes. né? By 'n internasionale plek wat basically die hele aarde al klaar amper semi in goeders gemaak het, so dat jy nie net vir Suid-Afrika nie, maar as daar op die einde van die dag vleis uitgevoer word, Presies. dan kan daai ding deurgetrek word. So hierdie is nie 'n okay, right, julle het actually gegaan en gesê, okay, right, kom ons hou die oog op die toekoms. 100%. Vir laat ons dit doen soos wat die wêreld dit wil hê en laat ons net die ouens half luister hierso. Julle is eintlik die SABS nou hierso. Nee, julle sit amper 'n standaard besigheid in of toe die SABS nog gewerk het. Ja, dis 100% dit. So sit ons moet onsself op internasionale vlak. So daar's die twee van rondom dit en begin die platform bou en die fondasie bou juis op internasionale standaarde. Wanneer ons uitvoere dan nou lekker hard kan druk bo die 4% ons tans doen, dan weet jy praat die internasionale taal en dis presies waar ons wil wees. Okay, so dan gaan ek nou op en dan gee ek jou nou alles, my onderbroek size, die hele lot en dat jy nou alles weet van my af op die einde van die dag en dan dis ook my besigheid of hoe werk dit. So glad nie die onderbroek size nie. So al wat ons nodig het is die inligting wanneer beeste skuif. Dit is Ja. dit. So 4 eenvoudige datapunte, GLN, het ons nou nog gepraat het, nommer Ja, van jou. so- Jy kry hom verniet op jou RMIS So dis webwerf. basically dit verteenwoordig eintlik nou maar my plaas. Dis die adres van jou plaas, so eenvoudig is dit. So maak ek sê ek gaan kies om daar, ek zoom in op die kaart, Jep. besigheid, druk, hier's my plaas. Okay, right, nou het ek my plaas en dan hoe werk dit dat ek as ek 'n regsentiteit, want jy weet mos ek het 'n trust of 'n BK of wat ook al, vat ek my operational company. Absoluut niks nos uit te waai nie. Ja. Ons wil 'n nommer aan die plaas toedien wat 'n So fisiese julle worry nie is locasie- daaroor nie. Dit niks ons uit te waai nie. Ons gaan nie oor wie is die eienaar van die bees ensovoorts nie. Ons stel belang in 'n fisiese skuif van 'n fisiese dier. Ja. So jou plaaste nommer, ons almal stem saam wat daai nommer is, dis die belangrike deel en daarna kan ons nou diere skuif van een gel en na volgende een, sê van plaas na die veilinghuis of voerkraal toe. Ten minste stem ons almal saam waar daai location is. Dis die enigste objective van dit. Die idee is nie om regsentiteite na te koppel ensovoorts nie. Dis jou moeilikheid vir later. Hierdie is naspeurbaarheid in 'n baie simplistiese manier. So as jy die plaaslike nommer, wanneer jy jou dier skuif, wil ons die bewegingsinligting hê. Dis dit. Wanneer die dier skuif, jou GLN, GPS koördinaat, die tag nommer van daai dier en 'n datum. En dis dit. Dit moet ons in 'n sentrale platform kry om traceability te maak. En al wat ek kan doen is my inligting wat ek vir jou gee is basies sê ek neem net maar aan 'n e-mailadres, 'n selfoonnommer of wat ook al, net sodat ek 'n profile het om jy in te log, selfs as wat ek op ander websites doen, dat jy weet dis my goeders, hier's my GLN's en dan kry ek 'n sertifikaat of 'n ding of Jy kry 'n JS1 sertifikaat, 'n Global Ja. Standard sertifikaat, nie 'n RMIS nie. Juis dat jy hom kan gebruik vir woluitvoere, vir vrugteuitvoere, wat ook al jy dit wil gebruik. O. Dis 'n internasionale standaard vir daai plaas. soos ek nou met voeltjies boer, dan kan ek Jy dit ook kan hulle gebruik uitvoer, vir jy kan dit. groot gaan met dit, ja. So dis absoluut, dis die platform. Okay, right. So en dan het ek nou daai ding en dan as ek my diere wil skuif, sê ek net luister hierso, ek het nou vir either as ek nou like om my diere name te gee, ek het vir Bessie en vir Daisy en vir wat ook al. Ja. En heidaglik of ek my tagnommers wat ek nou het, okay, luister hierso, hier's my speenkalvers, boem, hulle gaan nou veiling toe of sommer direk voerkraal toe of waar ook hulle dan nou heen gaan, hè. Ja. Hoe werk daai skuifbesigheid dan nou? Okay, Ja. so sit ek net luister hierso. Hier's my GLN en hier's hierdie ding, moet ek dit op julle platform wat ook al? So jy gaan diere skuif, so jy doen dit op jou rekordhoudingsstelsel wat jy Ja. kies.
En jy sê hierdie diere gaan skuif. So jy moet dit net voor dat jy fisies na die diere skuif. Dit gaan op cloud toe uit die aard van die saak en jy sê ook waar jy dit skuif, jou destination gel in, wat nou die veilingshuis of die voerkraal is. Wanneer die diere daar aankom, request daai rekordhoudingsstelsel wat ook al by die veilingshuis of voerkraal is en hulle kry die data, trek dit weer terug en verifieer. En ek dink dis die belangrike punt hiervan is as jy gesê het jy 10 diere gestuur, het jy 10 diere gestuur en is dit dieselfde 10 diere. Jou koper gaan dit dan verifieer en dis dan daai perfekte transaksie om te sê ons kan nou regtig met 'n geverifieerde inligting sê daai 10 diere het geskuif van een location na 'n volgende toe. Okay, maar nou ek is nou heeltemal uit die oude doos uit. Ek verstaan nie hierdie tegnologie storie nie. Maar ek het nou ten minste my GLN sertifikaat gekry. Yes. Kan ek met my 10 diere gaan na die veiling toe en vir hulle sê, hier's my GLN, hier's my 10 diere. Laai my net daar aan daai kant op. Ja. So nee, jy moet die beweging van diere aantoon die dag van of voordat jy van jou plaas af weggaan. Right. So ek sê, jy het of 'n rekordhoudingsstelsel wat jy wil gebruik of Armai het nou ons 'n app ook gelons wat nou volgende maand uitkom wat jy net die beweging van die diere kan aantoon. Geen rekordhouding in terme van jou genetika, spuitstowwe ensovoorts nie. So gebruik een van die stelsels wat geakkrediteer is of wat geïntegreer is of die Armai app. En doeteenvoudig is jou GLN, waarheen skuif vir die diere en wat se diere is dit? Dis dit. So dis baie eenvoudig om te gebruik. Jy kan die tag nommers, het jy nie hardeware nodig nie. Jy kan hulle inlees, jy kan hulle scan wat ook al jy moet doen. Net om daai beweging aan te toon sodat die inligting digitaal kan vloei voordat jy by jou koper aankom. Ek het net met Kern se ou hier gepraat, te sê vir my en ek kan dit verstaan van hulle kant af, te sê hy koop nie verder een dier aan wat nie op die ADMA stelsel is nie. Ja. So as ek kan en ek meen ek neem aan die ander voerkrale gaan volg. Ja. Nee, ten minste want hulle risiko om 'n siek dier in te kry is net so hoog. Maar is hierdie stelsel nou verpligtend vir almal wat wil diere verkoop of wat ook al of is dit 'n kwessie van dit's een van daai goed wat oor tyd maar sal seker infaseer en die industrie sal self besluit of hy die waarde toevoeg of nie om dan op die einde van die dag die standaard te word. Wel, opsie B verseker. Ek wil dis nie wet nie. En ek wil al word dit wet gaan dit 'n baie lang tydperk vat en ek weet hoe afdwingbaar is 'n wet regtig in Suid-Afrika. Dis hulle Suid-Afrika se wette is meer soos guidelines. 100%, jy weet so. Maar ons moet iets bou om ons risiko aan te spreek, so eenvoudig soos dit. En as jy iets al buite sit en die industrie gebruik dit, dan beteken dit is die regte ding want dit voeg waarde by. En so jy sê, jy moet net sien as die voerkrale dit afdwing nie. Dis die voerkrale wat regtig risiko beperk. Ons het gesien wat gebeur met Sparta, ons het gesien wat gebeur met Karren met die back and claw. Jy weet die groot shocks wat dit op pryse gehad het en wat dit in voedselvoorsiening gehad het vir 3, 4, 5 maande waar die ouens nie kan produseer ensovoorts. Dis massief. En 'n mark wat die boere nie gehad het nie, waar jy nie speenkalvers kan verkoop nie. So hierdie is wel goeders wat vir die industrie sin maak en die industrie dan nou sal gebruik. Gaan jy ooit gedwing word? Ek sê jy is gedwing word nie. Gaan jou koper dit vereis 10-1 en ons sien nou klaar dat dit so is. Sien dit eerder as dat ons regtig die formele en informele mark as so kan noem gaan diferensieer. Ouens wat wil saamspeel en ouens wat wil deelneem aan 'n kommersiële waardeketting om risiko te beperk en dan nog opsies te ontlont uit die aard van die saak of te ontlok ten minste. Dit gaan 10-1 gewees wat in die volgende jaar of 2 gaan gebeur, in my opinie. En dit gaan 'n phased approach wees. Hierdie gaan tyd vat. Ons gaan nie almal op dag en datum oorkry nie, dit weet mens. En 10-1 wat oor tyd mag gebeur is as jy sekere data, byvoorbeeld traceability data kan deel, gaan jy dalk of marktoegang hê of hopelik 'n premie kry. Yep. Ons kan nie sê of al premies gaan wees nie en wat dit gaan wees nie. En partykeer is net marktoegang die premie, laat jy ten minste jou diere kan verkoop. Die industrie gaan uitspeel hoe hy uitspeel. Die ekonomie moet uitspeel, die wat sin maak sal uitspeel oor tyd. Om dit alles saam te vat, julle het nie regtig 'n platform gaan bou nie, julle het meer 'n gateway gaan bou met sekere reëls, is ek reg? Standaarde in plek gesit. Ek bedoel dis iets Armai is ons nie daar om data te hou en data te steel en al daai tipe goeders, die braaivleisvure nie. Ons is daar om standaarde in plek te sit en om 'n omgewing te skep om beter besigheid te doen en om sekere risiko's aan te spreek. Right, dit is Philip hierso van die RMIS. Okay, right. Sy mond vol. Hierdie is van daai goeders wat met tyd sal hy deurhardloop. Bloutand, nee, cattle tracking, ons het ook geïntegreer met hulle goed. So as jy belangstel daarso, jy kan die app gaan download op die App Store en dan ook as jy enige navrae het, dan sal ons julle help om jou RMIS goeders te kry, jou nommers wat jy moet kry ensovoorts en dan kan jy jou diere maklik skuif van punt A na punt B. Weereens, soos hy sê, hierdie is nie 'n ding wat nou afgedwing gaan word op almal nie. Ek dink is 'n goeie ding dat daar ten minste industrie standaard gestel word en dat hy vir die toekoms ten minste daai rand ekstra wat jy nodig het om jou winsgewend te maak, is hier waar jy hom gaan kry. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.